uit Johannes 18 uit, as jy saam met my wil lees. Ons gaan 2 gedeeltes lees. Eerste Johannes 18 vers 15 tot 18, dit gaan ook op die bord wees. En dan kan jy daar volg. Ons tema vir vandag is verloon ons ook vir Jesus. So ons lees daar saam, Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus, ek wil eers voor ek lees, laat ek eers die agtergrond vertel, dat julle net seker is, ons is almal op dieselfde plek. Jesus het die avondmaal gehou saam met sy disipels. Toe is hulle na die tuin van Getsemane toe waar hy gebid het, en die disipels aan die slaap geraak het. En dis hier waar hy nou Judas Iskariot aankom met 'n groep mense met swaarde en spiese en stokke om vir Jesus in gevange te neem. Al die disipels het weggehardloop soos wat Jesus voorspel het. Simon Petrus en Johannes het agter Jesus aangestap tot by die hoëpriester se huis. En nou lees ons van hier af. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe het daardie ander disipel wat aan die hoëpriester bekend was, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus, jy is tog nie ook een van hierdie man se disipels nie? Nee, ek is nie, antwoord hy. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het omdat dit koud was. En Petrus het hom ook saam met hulle gestaan en warm maak. En dan gaan ons af na vers 25 toe. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra toe vir hom, jy is tog nie ook een van sy disipels nie? Hy het dit ontken en gesê, nee, ek is nie. Een van die hoëpriester se slawe wat familie was van een van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? Petrus het dit weer ontken en net daarna het daar 'n haan gekraai. Aldus ons skriflesing. Ek weet nie of julle vertroud is met die toepassing wat jy op jou foon of op jou rekenaar kan laai en gebruik met die naam LinkedIn nie. Dis 'n toepassing wat professionele mense gebruik om in kontak te bly met mekaar, om idees te deel, om kommentaar te lewer oor wat in die wêreld aangaan, en dan kan ander mense dit sien en ook daarop kommentaar lewer, en so kan daar dan mense in kontak kom met mekaar en idees uitruil rondom 'n sekere saak. En so sien ek nou die dag Amnat Katoon, sy's 'n Pakistaanse moslim grafiese ontwerper, lewer kommentaar oor Caroline Levitt. Sy is die perssekretaris van die Withuis in Amerika. So elke keer as die Withuis een of ander idee wil bekend maak aan die publiek, dan is dit Caroline Levitt wat die toespraak lewer en die idee dan bekend maak. So by 'n perskonferensie tree sy toe nou op en sy dra 'n kruis om haar nek. En Amnat Katoon vra toe nou op LinkedIn die vraag, is dit geoorloof om 'n kruis te dra by 'n perskonferensie? Ja of nee? Dit staan nou op LinkedIn. So 'n politieke vraag nou. En dan was daar so na boodskap, as jy nou sou ja antwoord of nee antwoord,
dan sal Amnat Katoen jou follow, jou volg. Dus so in kontak wees met jou. Nou wonder mense, nou wat het dit nou te doen met ons teks van vandag? Iets wat gebeur in die wêreld is dat Christene subtiel aangespoor word, uitgedaag word, om dit wat hulle dra of doen, om hulle Christendom uit te beeld, nie meer uit te beeld nie. Om het nie te dra nie, om te ontken dat jy 'n Christen is, om nie vir die wêreld te wys dat jy 'n Christen is nie. So word daar subtiele druk geplaas op Christene om vrees te ontketen, dat jy bange word vir die wêreld en liewer Christus sal ontken as om te sê, maar ek ken vir Jesus. Antichriste gebruik sulke aanslae as 'n hefboom, in Engels praat hulle van as leverage, om sosiale verandering in Christendom mee te bring. Volgens die moslim siening wil hulle hê dat Caroline Levitt nie meer haar Christendom moet uitdra nie, want die kruis wat sy dra gee aanstoot. Nou ons leef almal as Christene in 'n breër samelewing waar daar ander gelowe is, en ek wonder wat jou gevoel is. Wat beleef jy as jy 'n moslim vrou sien? Verskoon tog. As jy 'n moslim vrou sien in haar swart gewaad, watter emosie beleef jy as jy 'n moslim vrou sien met haar kopdoek om haar kop? Raak jy ook kwaad as jy dit sien? Of eien jy dit maar as, dis 'n moslim en jy gaan aan met jou lewe. Jy neem maar net kennis. Wat van 'n Hindu of 'n Boeddhis met die rooi kolletjie hier op die voorkop? Wat beleef jy as jy daai rooi kolletjie sien? Word jy kwaad? Wil jy daai persoon vergys? Of, jy's 'n Hindu en jy gaan aan met jou lewe en los dit daar? Waarom dan sou moslems so in opstand kom oor Christene wat 'n kruisie dra? Sou mense die vraag vra. Ons weet ook, ons swart mense dra so 'n silwer sterretjie, die ZCC, daarop staan op die silwer sterretjie staan daar ZCC, die Zionist Christian Church. Nee? Ons ken hulle, daai ons wat daar by Moria gaan kerk hou, die lang naweek van April. Jesus het vir sy disippels gesê, voor sy kruisiging, dat hulle vervolg gaan word. Ons lees daarvan in Matteus 24, ekskuus tog, in Matteus 24 vers 9 en 10, dat hulle in die laaste dae sal vervolg sal word. Daar staan geskrywe, die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Dit lê ook op ons pad. Die feit dat jy 'n Christen is, lê vervolging ook op ons pad. Petrus in ons teks wat ons gelees het nog nie hierdie les van vervolging geleer of dit aangeneem nie. Jesus het vir sy disippels gesê dat hy deur die owerstes en die skrifgeleerdes vervolg gaan word en dat hy deur hulle dood gaan word, maar die disippels het nooit dit verstaan nie. Hulle het nie geweet wat Jesus daarmee bedoel nie. En Petrus self het daarteen gestry wanneer Jesus dit so gesê het. Petrus het gesê dat hy sal verhoed dat Jesus vervolg word. Onthou, Jesus het vir hom gesê, gaan weg van my af, Satan.
toe Petrus gesê het, hy sal verhoed dat Jesus vervolg word. Onthou, Petrus was daardie disipel wat baie na aan Jesus geleef het. Onthou, Jesus het sy naam verander van Simon af na Petrus toe. Die rots waarop ek my kerk gaan bou, reg aan die begin van Jesus se bediening, het Jesus al gesê, hy gaan sy kerk op Petrus bou. Petrus was baie naby aan die Here. Petrus het 'n baie sterk geloof gehad in Jesus, want hy is die eerste persoon wat op water geloop het, agter Jesus aan. Dit was Petrus wat Jesus wou beskerm toe hy gevange geneem is, wat sy swaard uitgetrek het en die slaaf se oor afgekap het. Hy wou Jesus beskerm. Dit was net vir Petrus wat Jesus gesê het na sy opstanding, Simon Petrus, seun van Johannes, het jy my werklik lief? Ons lees daarvan in Johannes 21. Petrus was 'n toegewyde disipel. Petrus se geloof was so sterk dat hy dalk bietjie selfvoldaan geword het. Hy was deel van die, kan ons nou maar sê, die dagbestuur van die disipels. Hy was in die binnekring van die disipels. Hy en Johannes het baie tyd saam met Jesus deurgebring, hulle 3. En soms kry mens dalk die idee dat Petrus 'n bietjie van Jesus se mag vir homself aangeneem het. Maar sy geloof was nog nie getoets nie. Wonder of jou geloof al so getoets was. Ons lees hier dat Petrus staar vrees en huiwering in die gesig. Al die disipels het weggehardloop, soos Jesus gesê het gaan gebeur, maar net Petrus en Johannes het omgedraai en teruggekom, maar van 'n afstand op 'n afstand gebly. Hulle het nie weer naby gekom nie. Hulle het besef, hulle het fout gemaak toe hulle weghardloop, maar Petrus en Johannes volg Jesus op 'n afstand. En daar is die eerste skeiding wat plaasvind, 'n fisiese skeiding wat plaasvind. Petrus is nie meer saam met Jesus nie. Petrus is nou buitekant die damkring van die disipels en bevind hom in die voorhof van die hoëpriester, waar hy tussen mense en slawe by 'n vuur staan en homself warm maak. Hy probeer insmelt in die groep mense wat daar is. Hy probeer sy identiteit verdoesel, sodat hy nie herken word nie. Hy wil nie gekonfronteer word nie. Maar ten spyte daarvan ontken hy Jesus 3 keer. Eers disassosieer hy homself met Jesus, met die eerste verloning. Dan bevestig hy dit met die tweede verloning. En dan bekragtig hy dit met die derde verloning, wanneer hy swets, wanneer hy vloek, en sê, ek ken die man nie. En dan kraai die aan. En dan beleef Petrus emosionele afstand. Hy is emosioneel van Jesus geskei. Die haan wat kraai laat hom besef, daar het skeiding gekom. En ons lees, hy dadelik berou gehad, buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Jesus het voor die tyd vir hom gewaarsku, maar Petrus kon homself dit net nie indink, dat hy op so 'n plek sal kom, dat hy sy loyaliteit aan Jesus Christus sal opsê nie. In Matteus 26 vers 35 sê hy, selfs al moet ek saam met u sterf, sal ek u nooit verloon nie. As jy gaan lees in die skrif, dan staan daar ook, en al die ander disipels het dit ook gesê.
Maar Petrus is die een wat het eerste gesê het, ek sal u nooit verloon nie. Toe hy deur 'n diensmeisie herken en uitgeroep word, reageer hy uit vrees vir sy welstand. En hy ontken dat hy Jesus ken. Hy ontken dat hy een van die disippels was. En hy probeer om sy ontkenning te verseël deur hierdie uiterlike sondige gedrag van hom. Petrus was bang. En daarom het hy Christus verloon. Met sy woorde, met sy gedrag en met sy dade. Vrees is natuurlik een van die hoofredes vir Petrus se verloning van Christus. Nou hierdie storie is nie 'n antieke storie nie, want dit speel ook in ons eie lewens af en in die kerk. In ons moderne era kan ons die druk van die samelewing ook vrees in ons losmaak. Ons begeerte na aanvaarding om deur die gemeenskap aanvaar te word, is vir ons belangrik. En so kan ons ook maklik ons geloof op 'n subtiele manier ontken. Ons mag Jesus dalk nie doelbewus of op 'n uitgesproke manier verloon nie. Maar ek bevraagteken soms ons optrede by sekere situasies. Jy kan jouself nou in jou eie lewe indink en dit toets teen wat ek sê. Is Jesus se leerstellings en sy liefde wat in ons leef so sterk dat ons nie hom verloon deur ons optrede nie. Dink 'n bietjie maar hoe ons as individue optree of as gemeente reageer wanneer ons oortuigings in gesprekke by ons vriendekring, by 'n braai, by die skool, by die werk getoets word. Staan ons vas in ons geloof of sy stap ons die saak wat bespreek word om konfrontasie te vermy? Al is dit so raak aan geloof, wat maak ons as iemand dit opbring? Spreek ons daardie persoon aan wat dit gesê het, of laat ons dit maar verbygaan en ons gaan aan met ons lewe? Wanneer daar ongeregtigheid plaasvind of lyding gebeur, ons sien lyding gebeur, tree ons op in die naam van Christus, of draai ons 'n blinde oog, bang vir die koste van betrokkenheid? Sien ons die beseerde Jood in die sloot lê en maak ons soos die priester en die leviet en gaan ver langs verby, of tree ons op soos die barmhartige Samaritaan en raak betrokke by die persoon wat beseer is? Die moderne wêreld stoot ons dikwels in 'n hoek en waar stilte makliker lyk as die verkondiging van geloof. Soos Petrus staan ons ook by die vuur en maak ons lekker warm en is dit vir ons gemaklik. Maar wanneer ons oortuigings in gevaar gestel word, hoe tree ons op? Terwille van vertroosting of gewildheid? Tog word ons opgeroep om vas te staan en met vrymoedigheid ons trou aan Jesus te verkondig, te verklaar, ongeag die koste. Terwyl ons so oor ons eie lewe nadink en ons onsself afvra, op watter maniere kan ons Jesus verloon? Hoe kan ons geloof en toewyding aan hom versterk in 'n wêreld wat dikwels in stryd is met sy boodskap?
Net soos die disippels in die tuin bedoel ons om te doen wat Jesus vir ons in die skrif voorskryf. Soos Petrus kan ons nie onsself voorstel dat ons Jesus sal verloon nie. Dit is maklik om onsself te beskou as getroue volgelinge en hierdie toets is sommer maklik. Ons is sterk gelowiges, ons lewe naby Jesus. Maar wanneer ons buite ons routines en ons skedules beland, dis daar waar ons getoets word. Dink maar 'n bietjie terug. Hoe was die lewe voor COVID? Daar was 'n soort van 'n routine, 'n manier, 'n patroon, 'n ritme hoe ons gelewe het en hoe ons betrokke geraak het by Christenaktiwiteite, by die kerk, uitreike dinge wat ons gedoen het. En toe kom COVID en toe moet ons almal by die huis bly. Toe val daai patrone, daai ritme, daai routine, daai rituele wat ons gevolg het as gelowiges weg. En nou na COVID, hoeveel van daardie patrone en ritmes en routines het ons weer opgetel en gaan ons maar aan soos gewoon? Ons het 'n klompie goedjies verloor in daardie tyd. Vrees en swakheid vir goeders wat in die wêreld gebeur, het by ons pos gevat. Kom ons dink 'n bietjie oor wat openbaar ons woorde, ons gedrag en ons dade nou, nadat ons getrouheid aan God en ons toewyding aan sy bedieningswerk bely het. Demonstreer ons steeds 'n hedendaagse verloning van Christus of leef ons naby aan hom? As ons terugkyk na Petrus, na sy verloning van Christus, dra die res van die boek van Johannes vir ons ietsie van Petrus se skaamte, se bekering en daarvolgens herstel. Saam met Christus se opstanding word al 11 disippels wat weggehardloop het, weer herstel in hulle ampte as disippels. Hulle word die opdrag gegee om die goeie nuus van die evangelie te versprei, ten spyte daarvan dat hulle Jesus verloon het. Ten spyte van Petrus wat Jesus beloon het, wat die Haan hom van herinner het, word hy herstel en is die kerk op hom gebou. As ons Christus op enige manier verloon het gedurende ons tye van onsekerheid, kan ons bekeer, soos Petrus, en God sal ons vergewe en herstel. In Romeine 8 vers 26 staan daar, die Gees staan ons by in ons swakheid. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Die Here is saam met ons. Selfs wanneer ons getoets word, is sy Gees daar saam met ons en gee hy vir ons die krag om staande te bly. Terug te kom by Carolyn Levitt. Nou, sy kan ophou om haar kruisie te dra, sy kan hom afhaal en nooit weer dra nie, en niemand sal iets daaroor sê nie. Niemand gaan 'n vraag vra, nou maar waar is jou kruisie nie? Hulle sal maar net aangaan met die lewe, en Caroline sal nie meer haar kruisie dra nie. Of sy kan haar kruisie dra en die kritiek op haar sal feller word, meer intens. Soveel so dat sy dalk haar werk kan verloor. Te oordeel aan kommentare wat op hierdie LinkedIn app geplaas is na die aanvanklike boodskap van Amnat Katoen, was die oorgroter meerderheid van mense wat kommentaar gelewer het ondersteunend aan Caroline Levitt, wat gesê het, sy moet haar kruisie dra. Dis haar reg om haar kruisie te dra, om haar geloof uit te beeld.
Daar was 'n klompie mense wat gesê het, of sy dit dra, of sy dit nie dra nie, dit maak nie regtig saak nie, kom sien, kom saak, maak nie saak nie. By verre die minderheid het gesê, nee, sy moet daai kruisie afhaal, sy mag hom nie dra nie. Onthou ons gedrag, ons optrede in die publiek, is die winkelvenster waarna deur die wêreld kyk na Christendom. Elkeen van ons is 'n winkelvenster. Hoe ons optree in die publiek oortuig mense of hulle wil Christene word of nie. Nog voordat jy 'n woord gespreek het. Daar's 'n spreekwoord wat sê, go out and evangelize the world, and if necessary, talk about it. So ons hoef nie op 'n ver reis te gaan, op 'n sendingsreis te gaan, om mense te wen vir Jesus nie. Ons kan dit doen in ons daaglikse lewe, waar jy in 'n ry staan om iets te betaal, of oralste waar jy gaan, en jy met mense in kontak kom, kan ons Jesus verkondig, net deur die manier hoe ons optree. As die taxi voor jou inswaai, word jy kwaad, of nie? Sou jy kwaad word, hoe tree jy op? Wat sien die mense raak, as jy daar agter jou stuurwiel sit, met jou hand hier by die venster uit? As ek jou net in die hande kry, boetie, dan sort ek vir jou uit. Of hanteer jy dit kalm? Sommige van die kommentare wat ek gelees het in voorbereiding van hierdie boodskap, praat van toe Jesus nou daar in die hoëpriester se huis staan en bevraagteken word deur die hoëpriesters en hy wat is die woord? Mense kritiek op hom lewer en valse getuies teen hom bring en hy met die vuis geslaan word en op hom gespoeg word, kon hy vir Petrus uit die hoek van sy oog sien by die vuur, waar Petrus hom verloon, waar Petrus hom ontken. En toe die haan kraai, het Petrus vir Jesus raak gesien. En Jesus se kyk na Petrus, sy blik op Petrus, was nie een van veroordeling nie. Was nie een van, ek het vir jou gesê, jy gaan my veroordeel nie, verloon nie. I told you so. Dit was nie hoe Jesus opgetree het nie. Jesus het na Petrus gekyk met 'n omgee hart, met 'n hart van erbarming, 'n hart wat jammer is vir Petrus, vir wat hy nou moet gaan deurgaan. So laat ons bid vir moed om op te tree as ware getuies van Christus. Om ons identiteit as Jesus se volgelinge met vrymoedigheid te kan uitdra in alle omstandighede. Mag ons leer om uit Petrus se foute en Petrus se ontkenning die genade van Jesus Christus te kan raak sien. Laat dit ons daaraan herinner dat dit nie saak maak hoeveel keer ons fout maak nie. Dat Jesus vergewe ons en herstel ons as 'n disipel van Jesus, soos wat hy gemaak het met die 11 disipels wat weggehardloop het. Daar is altyd 'n pad terug na verlossing, 'n pad terug na vernuwing. Die bose is uit op een ding, en is om 'n wig van vrees tussen ons en Jesus in te dryf. Dat ons bang ons het fout gemaak, en daarom bly ons weg van Jesus af. Maar Jesus sê, kom en bely jou sonde, en ek vergewe jou, en ek herstel jou, en maak jou weer nuut.
Die Here het sy kerk gebou op die rots wie Petrus is. Die een wie Jesus 3 keer verloon het. En vir wie Jesus herstel het. Daar is hoop vir jou. Jesus het jou lief. Sy Gees sal jou bystaan in die middel van jou stryd. Amen. Kom ons bid saam.